kapteine, is julle reg? Ja, Mr. Reg. Hi, check hom, Mr. Reg. Oh, jongens, sorry! Ja. Leon, middag en welkom by episode 5. Yes, dit is al so vinnig gegaan. Ja, kan jy het glo, nee? Ja, vlieg. Van die Afskop podcast. Spesiale gas vandag, Lily is ook hier saam met ons. Sy het haar Poppy Act gepol vanoggend, haar Poppy Act. So sy mag op die video wees. Maar ja, so 2 weke vandat ons laas gepraat het. Dit was ons nog maar 'n bietjie vakansie gewees en eksamens en maar ons is nou weer terug op die lig. Voor ons begin chat wil ek maar natuurlik maar net vir die kykers daar by die huis sê natuurlik ons opinie is maar unofficial as ek dit so kan stel, is maar wat ons dink en ons menings. En natuurlik daaronder gaan staan waar by die upload gaan ons staan by klik en support as jy wil. Kan jy maar jou R5 las daarso. Ons wil baie graag vir ons mics koop vir die streaming. Ons het definitief mics nodig. So enige donasie wat jy maak, ons gaan jou naam dan ook nou so ook mention op die podcast en ja, so kan jy ook maar jou besigheid bemark as jy wil. Ja, natuurlik 'n barmhartige Barmhartige Samaritaan op. Ja, dit is daar buite wat die weg oop sien om ons stel. Ja, so dit sal vir ons baie help. Voor ons weer eens begin, kom ons begin gou heel eerste Dodgies. Ja, yes. Wat se wonderlike. Kan jy vir ons 'n bietjie daarso uitbrei, ja? Ja, kyk, ons ken nou Dodgies. Ek is al 25 jaar dat ons met hulle betrokke is. Ja, en hulle is ons altyd goed gesind. Meneer Dodgie, soos ek hom ken, hy is ons altyd goed gesind. Hy het altyd sê manne praat net as daar iets is en dan natuurlik Paul. Ja, En jy glo Paul het so my rugby gespeel op skool. Jare terug en dit was later teen mekaar op Dispatch. Hy het vir Dispatch gespeel en ek kyk daarna. En ja, so het ons vriendskap opgebou en vandag nog help ons mekaar. Ons ondersteun hulle natuurlik met ons aankope van ons skool, aan ons benodighede en dan natuurlik gee hulle altyd 'n oop hand. En hierdie jaar het hulle vir ons 'n skoolbord gegee. Kan jy dit glo, hè? Fantasties. Elektroniese skoolbord. Ek is so uit daarna om dit op te sit. So ek wil hier weer eens met hierdie geleentheid baie sê dankie aan Dodgie. Meneer Dodgie en Paul van Jaarsveld wat aan sy oor gefluister het. Baie dankie. Word ook reg waardeer en glo die gemeenskap gaan dit waardeer ook as hulle sien die pragt van hy skoolbord, want dit is nie 'n kleintjie nie. Hy weeg op pas meneer. Ja, dit is 'n groot meneer. En ek glo op ons volgende home game teen Dispatch Woensdag die 16de gaan hy tentoongestel word. So baie dankie. Dit word op reg waardeer. Ja, so julle manne van Dodgies, baie dankie vir julle en dat julle ons altyd ook so lekker ondersteun. Right, waarvoor ons nou eintlik hierso is. Wat het nou alles gebeur sedert wat ons laas gechat het? Hele paar goed. Baie goed. Voor ons by ons eie skool begin natuurlik die Noordsuid het plaasgevind in die vakansie op by Paul Roos. Groot rugby wat daar gespeel is, groot talents, Parel gaan met 100 opgesit het daar. Dis teen Kes. Wat gaan aan nou? Teen King Edward. En dis twee keer met 'n 100-talle was. Ja. Die een was 106 en die ander een 102 of 100. Ja. Ek dink die gap tussen Kes wat in die verlede gesien was as 'n premier school. Ek weet nie wat daar aangaan by hulle rugby program nie, maar ek moet sê as ek die direkteur daar was, het ek bietjie bloed gesweet. Maar dit is nie goed vir rugby. Ek bedoel Glad. die moraliteit van daai spelers wat daai pak slaag teen hom kry is, dit kan nie goed wees vir rugby nie. Iewers moet ons weer baie krag teen krag laat geskied. Ja, en ek meen mense het gedink is krag teen krag. Nou kyk as jy vat daar was nog 'n 60 gewees wat iemand gegee het. Ek dink Boysaai het vir iemand ook 'n 60 gegee. Diamantveld wat vir Vryheidsspiel 59, 20 of 22 of so iets gewen het. So die tradisionele skole wat amper soos die IPL, die twee was my sport. En dan natuurlik die wedstryd vir my van die toernooi was Grey teen Noordewil. Grey Bloem, ja. Ek het hoendervleis. Daai was arme uithaler wat daai pressure kick gehad het van daai penalty wat hy moes deursit. Vir die van julle wat nie weet, die genre uithaler, die losskakel van Noordewil is 'n Dispatch mannetjie. Daar van Daleview se area op Dispatch en hy wat al in graad 7 al Johannesburg toe gegaan het en wat uitstekend doen daarbo.
wat deur die ranks gekom het by die Leeu's, hy wat daai baie naby aan 50 meter skop om die wedstryd te wen, né? Ja. En as jy reg, En as jy gekyk het, die lengte was daar. lengte was daar. Is net daai rigting wat jy lekker was. Maar ek moet sê, dit is hy het uitstekende wedstryd gehad. Ja, briljant. Net so 3 minute of 5 minute voor dit, ek dink dis die slot Ja. van Noordewil. Ja, Paul. Hy moes letterlik net op die bal geval het en toe tackle hom van agteraf en toe nok hy die bal oor die doellyn. Nou daai het die game gewen vir hom. Dit sou die wenderig gewees het dan. So, yes, hats off to Noordewil en dan is daar nog uit Nagerok also wat in Noordewil se span is die Hakkerhou Skittiebus uitnout soos een wat ook 'n monster is. So die manne hier so dispatch uit 'n Naag area, hulle maak skade daarbo. En as ons net kan bysê, ek bedoel, hy is Fernando Uithaler se seun wat hier by ons is wat by die OP skeieregters. Ja, dis sy seun. So dat die rugby loop diep in Rugby die hare. loop hoog. Rugby bloed definitief. En dan die ouer broer speel by Progress ook. So daar's rugby loop, ek weet ek kry die vrou jammer. Ja. Want sy is ook seker getroud met rugby, maar Ja, nee. ja, Noordsuid was weer ongelooflik geweest en dan Crime Festival wat daar was die Kryfees. Ja, baie. Kry PE wat Hilton gewen het, gelyk op gespeel het in Michaelhouse. Dis ry doen goed hier. Ja, kry lyk of hulle streek. lekker optel. Baie goed vir ons streek. En dan op Pienaar wat gespeel het, Brandwag wat gespeel het daar in by die Ouddale toernooi. Hulle 2 van hulle 3 games gewen Ja, maar dit goed gedoen. teen Tawe skole. Ek weet Brandwag het gespeel Hoërskool Middelburg wat hulle net verloor het. En ek het 'n voeltjie oor fluit laat Hoërskool Middelburg. Kyk, hulle en HTS Middelburg is oor kan mekaar. En vir die afgelope 3 jaar het Hoërskool Middelburg HTS Middelburg gewen. So hulle is 'n paar rowwe manne. En so Kenton Park het hulle net deurgetrek en die Anker wat 'n goeie skool is, het hulle ook gewen op die laaste dag. Brandwag was verlede jaar was hulle jong mannetjie geweest. Ek dink daai manne So hierdie jaar met in 'n jaar se tyd groei ons baie groot so. Definitief, hulle doen goed hier. En ook DP, Ja, nee, DP is 2 goeie wenne gehad ook. Union High het hulle gewen, hulle het teen Melisle gewen. So hulle is ook besig om weer te klim. En wat baie goed vir DP is, hulle junior spanne doen baie goed. Just like baie manne. Ja, hulle het 'n rowwe 'n paar groot balle daar in die jonge onder spanne. 15's. Dit lyk goed, lyk belovend vir die toekoms vir hulle. So daai manne wat 'n bietjie groot raak en die eerste span oor so 'n jaar of 2 speel, dit kan net goeie wees vir daai. Ja. Maar dis goed dis goed vir hierdie streek van ons. Kom ons meer het St. Charles gespeel. As ek reg is. En wie se ander skool het hulle gespeel? Ook in Temelihle. Ja. So hulle het ook by Gryfees. Ja, want kyk, Etienne Bickley is net push-over. Nee, hulle is die Of walkovers. Fifi ken sy storie. Ja. Hy ry so rond, dan kyk hy vir die topspelers en hy Ja. sê manne kom speel vir my so. Daai manne kan rugby speel. Dis die room van daai streek wat hy het. So dis nie 'n push-over, dis so wel gedaan aan daai spanne wat hulle gewen. Nee, as jy vat meer het my Temelihle gewen met 12 punte. DP het hulle gewen met 12 punte. Ons het hulle gewen met 12 punte. So hulle is Ja. hulle stop of the crop daar sommer daai manne. En jy weet in die omstandighede daai manne oefen daar's nie regtig rugbyveld is, maar 'n stuk grond het. Loopstuk grond. Ja. Hulle doen verbasend goed vir wat hulle. Sowel in Fifi. Ja, Fifi, as jy luister, kudos te jou. En dan as ons na ons eie geleedere toe gaan, ons het hierdie vakansie het ons getoer George toe. Ons is hier ons eerste keer by hulle noem dit die Southern Cape Sports Tour. Snaaks genoeg is 'n toernooi van al is die 13de jaar waar daai toernooi plaasvind. Dis like so. 4000 kinders, Jos. rugby, hockey en 'n netbal. So ons het lekker gebly aan die Town Lodge Hotel. Die organiseerders naam is Nico Besuitnout, hy's die eienaar van SCST. En ons man het lekker vir 5 dae in die hotel gebly en lekker room service gehad en ontbyt was vir hulle bedien, so die manne was nogal Great. hulle het gevoel half en half om soos 'n professionele rugby speler te leef. Maar die uitslae op die veld, kyk ons het 3 groot honde gespeel. Ons het die maandag Oosmoed gehad. Groot manne. En ons het daar vasgeval 43-8 nadat dit 12-3 halftyd was. Ons het halftyd gedink ons is in die game. Toe besef ons nie hulle het halftyd met hulle reserves gespeel, hulle bring nou die groot honde op. Yes. En toe het hulle so 'n bietjie met ons weggehardloop, toe eindige 43-8. En toe die tweede dag teen Westfalia, nog 'n moeiliker span. Nog 'n moeiliker span en ons het daar vasgeval 27-7, maar ek moet sê
Die telling reflect Ja, speel jy die wedstryd, definitief. Ja, want ons het 'n 3 gedruk wat hulle gesê het wat vorentoe was en my slot het deurgebreek. Hy moes ook soos daai seun van Noordewel letterlik net neergeval het en toe duik hulle die bal uit sy hand uit. Dit verander die hele loop van 'n wedstryd. Nee, definitief. As jy op daai kritieke stadium skoor op daai tyd van die game, jou sterkte is net op en dan en ek bedoel dit is wanneer die Persig hulle gevaarlik is. Dis net daai een skoor en dan begin die bal rondswing. So daai bietjie confidence wat jy nodig het. Want kyk maar, dit is maar groot vuurdoop vir hierdie jong manne van ons. Ja. Ek bedoel dis letterlik die grootste teestanders wat hulle nog gekry het. Ek bedoel hulle is nie gewoond aan daai tipe rugby en verbasend goed gedoen. Ja, en die Vrydag die laaste oggend was teen Montana Pretoria. Nou my broer bly in Pretoria Noord, dit is waar die skool is. Nou hy was uit die beheerliggaam gedien daar. So toe sy seun in die skool was, toe sê hy vir my Boeta, van dit wat hy ken van hulle sterkte, want is 'n paar beere. En hulle was toe 'n paar beere en ons het daar vasgeval 26-7. So en ek meen dit was maar 7-0 halftyd. So die trend het maar so aangegaan vir die afgelope 3 dae. Ongelooflik trots, ek meen haat van die kinders gespeel. My kinders het stikkende knieë en die een se vinger is al op die eerste dag gebreek. Maar hulle het deurgedruk. Ek wil net sê hierso, whisky, het jy jou poppie ek geteken? Ja, nee, ek weet. So ja, dit is wat die toer aan betref. Net so by die way was Bosa vandag. Ons speer. Bosa is 'n koshuisdiens. Hy loop hierdie gang en kyk of die kinders hulle gedra vir die tydjie wat ek hier is. So by the way, ons is in die gemaak van my eie sitkamer vandag. So vir die van julle het gewonder hoe lyk my huis en hoekom is die katte? Dit is hoekom. So ja, dit is nou ons week gewees. Ons is bitter opgewonde oor die naweek. Ons speel die naweek bietjie Union High, ons gaan Graafrenet toe. Gaan dit Tabiene wees? Ja, ek het 'n paar van hulle games gekyk. Ek het ook al 'n game teen Donald Pienaar gekyk. Ook weer 'n paar groot manne. En hulle toer moeilik, maar as hulle home is hulle ander. Ja, daar is wat. Ja, nee, definitief. Skare en toeskouers van hulle is passievol. Definitief. En dit moedig jy maar net aan. Ek vat dis ek dink dis vir enige skool sien terg om hier by ons te kom met 'n braasband wat speel en die skare skree en dit is definitief dis ja, dis iets wat jy moet dit gebruik, ja. Intimiderend, ek bedoel maar as jy hom advantage het, hoekom nie? Gebruik dit. Of course. En ek sien hulle was slim geweest op Leon, hulle het kyk, hulle is ons 'n laerskool ook. So hulle het sommer Daardiedag gemaak in 'n laerskool daar. Wat ook op daai velde gaan speel. So hulle laer en hoërskool gaan saam kom daar Saterdag en ondersteun. So ons sien uit daarna. Ja, brilliant. Kan dit goed wees. En ja, en dan wat meer kan 'n mens sê volgende week? Dit is eintlik hoekom ons hier is. Ja. Voor ons by volgende week kom ons gesels oor die launch van die Metro series wat ons gehad het. Ja. Wat 'n ongelooflike aand. Fantasties. Was dit nie gewees nie. Die mense wat dit nie gesien het, moet definitief van kyk. Ja, gaan kyk asseblief. Ek het nou net een woordjie kan opsit, stylvol. Gaan kyk op Solidio Gloria se page op YouTube. Die launch wat ons gehad het van die Metro series tussen Bersig, Dispatch en Otto Du Plessis. Daar gee hulle vir jou presies hoe dit gaan werk, die punte, die skole, die wenners, algehele wenners. Ons praat veral baie oor die skaak. Vir die van julle wat nie geweet het nie, die skaak in die netbal wat ook deel gaan vorm. Nou dit skop af volgende dit skop af volgende Woensdag hier by ons. Kyk hierdie groot kat. Ja, dat sal mens net daar kan bylas wat soos die manne gepraat het daarso wat dit so uniek maak. Niemand worry oor skaak nie. En ek bedoel nie ons nie laat ons skaak afspeel nie, maar dit is nie een van die groot sporte nie. Ja. Maar nou op die ou end kom dit neer. Die rugby is gelyk, jou netbal is gelyk en op die ou end maak dit saak of jou skaakspan wen of nie. En hy laaste span, hy moet wen om die hele Metro series te doen. Wat 'n pressure is dit nie vir 'n skaakspan nie. Ek wonder gaan dit ons skaakman is juist ons kameraman, so ek sien hy smile, maar wat 'n druk, ongelooflike druk is en eer is dit nie om te besef, hoor jy so, ek is nie vir een van die skool se groot sporte nie, maar nou hang dit van my af. Ek iemand. Of gaan ek om deurtrek of nie? Yes, like wat 'n pressure dit. Javandre sê gaan vir my, is dit toelaatbaar as die wenner gaan aangekondig word, die algehele wenner
en dit kom af dat dit op 'n skaakwedstryd is. Mag ons die hele skool hê by jou skaakwedstryd? Wat is die reëls rondom dit? Maar moet absolute stilte wees. When it comes to normal tournament, when it comes to like EB trials and so forth, we are not actually allowed to have any spectators around the board. Can we stream it? Ons sal nooit You live can stream, Definitely yes, live you stream. can definitely stream it, but it's a bit more difficult than other sports because it takes maybe like 5-10 minutes to make one move, and for some people it might be a bit long for them to do something like that. Yeah. Pause and record. But every move. for such situation, I would say that we can allow that. It would be a nice experience for the learners as well. A bit of pressure, a bit of excitement, and it should bring a nice atmosphere and a change to the sport as a whole. Yeah, to grow the sport. I mean, well, you started chess at the school. I mean, 3 years ago, you wouldn't ever think that a school like Bersag would have a chess team. And that's really hats off to you for, I mean, you have about 2 or 3 teams now. Ja, daar is seker wat 50 skaakspelers nou op die oomblik. And without you, without our chess, there wouldn't have been a Metro series, because that's an initiative that we all 3 our schools thought about, is to give some exposure to chess. So well done to you. Obviously, there's no pressure, because obviously the W needs to happen. Maar ja, die Metro series wat volgende Woensdag by ons afskop, Leon, 1:00 die middag. Ja. Kan wag nie. 1:30 begin al die wedstryde, en asseblief dan 6:00 volgende Woensdag aand is die hoofwedstryd, die eerste span tussen ons en Hoërskool Spats. Kom ondersteun as jy in die omgewing is. Dis net R20 om in te kom, en kom kyk die spektakel. Dit gaan heel dag rugby, netbal, skaak wees, en ons sien regtig baie uit daarna. Dink jy nie ons moet daai dag 'n paar braaidromme hier so hou en sommer vuur aan die band steek? Die meeste mense braai tog op 'n Woensdag aand. En kom braai jou vleis hier sommer. Hoekom nie? Okay, maar jy mag nou net jou voggies, jou voggies bring. Jou voggies dan dit kan skoon voggies wees. Ja. Suiwer kook. Maar net die ander nie. Kom ons maak by hulle bed. Ons sal sorg vir die braais en die hout. Ja. Ons sal dit uitsorg. Jy bring jou vleisie en jy kan kom braai langs die veld. Ons sal vir julle geriewe hê. Kom ons maak dit 'n lekker feesatmosfeer. Dis 'n band wat ons tussen 3 skole bou. Ja, almal welkom. Bring jou kinders saam. Baie veilig. Kom en dit gaan veilig wees en ja, jy gaan dit geniet. So daar het jy dit nou. Ja, maklik, hoekom nie? Bring jou eie vleis en ons sorg vir die res, né? Ons sit so 7-8 braaidromme. Ons sit lekker daar op 'n kant. Sal vir die manne gazebo so sit. Nee, gazebo sien maar hy wat noem jy? Kombos, ja, om te sit. Ja, maar kom gaan geniet dit. Ons mag nou net ongelukkig. Ons moet dit maar sê, dit is veral, dit is hele Oos-Kaap. Alkohol is totaal en al verbied by alle skole. Mag nie verkoop nie, mag dit nie eens op die perseel hê nie. So ons eer daai wet, ons mag nou ongelukkig nie. Ons moet dit maar deurgee. Ja. Ons kan nie dit wegsteek nie. Want ons al die skole sit maar met dieselfde ding, maar daar's niks teen dat jy jou koeldrankie kan bring en so aan. So kom nie. Ja, en dit is regtig 'n groot geleentheid vir ons dorp. Ja, natuurlik Elrik 'n groot vriend van my, so ons het al van vanmiddag af. Hy verjaar vandag actually, natuurlik Elrik, so baie geluk met jou 40ste verjaarsdag. So, not die 14 nou gaan daar moeilikheid kom. Teen volgende week Woensdag die tyd amper oor 2 ure voordat ons speel, gaan hy seker al 45 wees, maar wel dan dis 'n groot dag vir my en hom, en ons sal seker voor die tyd nie met mekaar praat nie, maar wel na die tyd, maar toevallig ek sien hulle met hulle wat mos nog wat speel daar by julle. by dieselfde toernooi, ja. En wat verblydend is wat hy gesê het na die tyd, ons moet daarom aanvaar ook eers hulle is in 'n moeilike situasie want jy het net soveel so groot spelerkort. Ja. Nie wat bevoordeel wat klomp. Hulle het letterlik net daai, hulle het nie die groot name nie, maar hulle doen goed. Hulle het briljant gedoen. En daar staan van iemand terug en wat hy gesien het, want ek kyk altyd op sy status en toe sê hy ongelooflik die hart wat daai ouetjies mee gespeel. Hulle sê mos nou die varkarte, maar daai man het met passie gespeel en hulle lywe op die spel gesit en dit geniet en hy sê hy sê hy is baie trots op hulle. Hy sal altyd saam met hulle staan, maar dit is lekker. Dit is goed vir rugby. Hulle het ook 3 taffe games gehad. Hulle het ook Westfalia gespeel en min of meer dieselfde
verloor as wat ons verloor het, skors is dieselfde. En hulle het Brandwag Benoni gespeel die tweede dag. Ek wil gou vir jou vertel, daai manne is hulle is honde. Hulle het die eerste dag Brandwag Benoni teen Milnerton 24-20 verloor. Nou Milnerton het vir Rondebosch gewen. Hulle is op Premier Schools. Dis 'n groot manne. En Elric hulle teen Brandwag verloor 22-5. Yes, wel dan. En ek was daar gewees met die opwarming, ek weet nie of ek nou mag sê nie, Ella, maar hy het ook gesukkel met besering soos ons, en hy het op 'n stadion met 'n slot daar op senter gaan speel, en so dit wys vir jou diversiteit in span. Die diversiteit wat daar is, en die ongelooflike kans wat daai ouens het, en ek meen Dispatch is my alma mater, so ek het baie respek vir hulle, en groot respek vir, ons sit in dieselfde bootjie. Ja. So, daar sal altyd daai korps wat jy mee speel en nasie van, jy gaan jy moet werk vir wat jy het. En jy weet, 'n derby is mos maar 'n derby, so dit gaan koud wees. Altyd, ja. En so, ja, en 'n punt is 'n punt, hulle sê, wen jy met een, wen jy met baie, en dis al wat ons wil hê. So, ja, daar het jy dit. Maar jy die voorwas nou, ek wil jou nou op die spot sit. Jy het nou gevoel het om met teen die groot manne te speel. Vir die wat nog nie weet nie, JD is aangestel as die SALC afrigter, Suid-Afrikaanse spesiale skole afrigter. Dis 'n groot prestasie. Ek weet as manne met groot CV's wat internasionaal afgerig het en baie manne wat aansoek gedoen het vir baie pos. So dit is 'n gesogte pos om te hê. Dis maar JD van ons kant af almal, en ek glo almal wat hier in die OP is baie geluk. Sal ek ons man van ons eie geleerdheid hê. Ja. Maar nou jy voorsmaakie van wat voorlê. Want dit gaan nie makliker raak op die SA as jy op die akademie week speel. Hierdie man wat jy nou teen gespeel het, dis letterlik jy vat 3 of 4 van daai bestes van daai span af en jy kombineer hulle in 'n span en daai ons hoef maar seker 2 maande saam. Ek vat dat jy gaan heel moontlik seker die Valke kry en Griekwas en daai ouens op die Kruiven op die akademie week. Dis staf. Jy 3 dae om voor te berei. Ja, dit is die ding, né? Na ons Elsen Kruiven week is 3 dae ons die akademie week, so ons het dan 3 dae om 'n span te gel. Dis maklik. En ja, natuurlik, soos wat jy sê, dan in die kinders is 3 weke weg van die huis af, so dit is swaar op hulle gemoed en lywe. Ja. So 6 wedstryde in 2 weke. 6 wedstryde in 12 dae. Tamelike. Dat is nie net maklik. Ja. So ja, baie dankie. Dis 'n challenge wat ek gaan ek sê dat ek moes, want ek het aansoek gedoen en ek moet sê ek is half bietjie geskok dat ek dit gekry het. Maar mense is mos nie geneig om jouself so hoog te ry te verstaan nie. So, maar gelukkig het ek manne soos jy daar wat my kan assist en en Berkie van die Leeu's en Herman van die Boland. Kyk maar dat julle werk doen. Maar nee, wat was van daardie werk is goed as ou weer dit pas en jy besef wat dit is. Ek kan net vir hulle sê ook, ek het gedink die eerste keer toe ek hy voorreg gehad het in 2015, 16 jaar rond, dink ek is reg, en toe speel ek daar teen die Valke, en is die eerste keer in my lewe dat ek 'n 50 teen my gekry het, en ek het later gesit, ek het nie weet wat om te sê nie, want ek weet jy kom in so 'n situasie, jy weet nie wat om te sê nie, want jy alles wat jy probeer werk nie, en ek het maar net later gesê, sê maar, dan speel net. En toe het ek besef, maar jy is nie so gereed as wat jy maak, en ons moes het teruggegaan het, en ons daai aand, die volgende dag toe ons af was, het ons, wat ons eintlik wou afdag gehad, het ons geoefen. En toe het baie beter gegaan. Daai dinge, klein goedjies wat jy gedink het, is nie reg, jy moet vinnig dink, op jou voete dink. Ja, want jy het net so 'n kort turnaround, en ek moet by sê, jy is die eerste, ek wil nou praat van 'n korreksie, maar jy is een van die min ouens wat 2 uit hulle 3 games gewen het op die week. Die laaste het ons letterlik met 'n skok verloor. Ja. Dat is weer 3-3, so ja, briljante jaar geweest daai. Maar dis harde werk. Sielkundig tap het jou. Ek is eerlikwaar, dit moet jy maar weet as jy terugkom by die huis, gaan jy gaan vir 3-4 maande soos 'n jetlag het, dat jy Europa toe en terug, jou kop is gedaan. Dit is van daai werk, want jy moet fisies, letterlik, geestelik, alles moet werk. Natuurlik. Om dit te bereik, Maar wel dan, as jy weet aan groot dinge wat jy gaan bereik, en dit is 'n groot geleentheid, 'n groot eer vir Bergskool. Brilliant. Ja, nee, ek sal dit maar probeer doen tot die beste van my vermoë, soos jy my ken. Maar ek sien baie uit daarna. Maar ja, wat meer kan 'n man sê? Ja, brilliant. Julle gaan 'n wedstryd wat hierdie week gebeur, wat ons van weet. Westering speel teen Otto Du Plessis. Groot derbydag by Otto.
Otto is ons volgende Metro Series game die week na Dispatch. Brandwag speel volgende donderdag, weet ek, speel hulle teen Donald Pienaar, hulle Tinara Cup. Hy gaan kwaai. Dit gaan 'n kwaai wees. Waar speel hulle by wie speel? Ek dink dit is by Brand. By Brand, ja. Ja, ek dink ook dis so, ja. Dit kan moontlik wel, dit kan nie by Brandwag of DP wees, maar ja, dit gaan weer lekker gaan daar. So 3 minute oor. So ja, sterkte aan al die spanne wat hierdie volgende week gaan speel en asseblief weer eens kom maak 'n draai volgende Woensdag aan by die Metro Series hier by Persig en dan die Donderdag gaan maak 'n draai by die Tinara Cup. Kom ons ondersteun ons dorpe. Kom ons ondersteun ons skole en ja, soos ons sê, die vuur sal brand. Jy bring jou vleisie. Weet jy of Marius en Hannes miskien een van hulle hier? Marius en Hannes gaan hier wees volgende Woensdag, so die kommentaarwerk is uitgesort. So, kom geniet dit. Kom geniet dit en dan sien ons passief voor. Ja. En ja, as jy daar verbyloop, bring vir 'n choppie ook. Hulle is manne wat lief is om te eet. Hy man is lief vir eet. Nou niks lelik as sê nie, maar jy kan sien as groot manne wat lief vir vleis eet. Hulle sal dit geniet. Dan sê hallo vir die manne, gaan skat dit, neem 'n foto. Dat hulle dit by hulle kan opsit ook man. Just like vir die vriende met choppie op. Ek glo nie hulle gaan dit mind, hulle gaan dit baie geniet. Ja, brilliant. Wat 'n great. Ja, ongelooflike mense. Brilliant. Smart mense. Nou ja, Onze mense. Ja. Op ons noot en op daardie noot sê ons vir julle baie dankie. Skakel gerus weer in volgende week vir die uitslae en sien julle by die Metro Series die Woensdag en by die Tinara Cup volgende Donderdag. Cheers. Jou vleisie. Goed gaan, mooi dag. Kapteine, is julle reg? Ja, Mr. Ref. Hi, check hom Mr. Ref. Oh, you were shot! Ja, good.